Okay, en dan kan ons maar begin.
wat al reeds gesing is. Here, een woord vir Here, so in en deur elke een van ons lewens, om die heilige naam se wil. Amen. Ons sê baie dankie dan ook vir die tyd, en dan ook vir 'n lang tyd vir broer Lukas in met 4 bedien het voordat sy op rus gegaan het. Geliefde familie, Auntie Lily, kinders, susters, kleinkinders, en ek gebreide familie, ek wil hier dan vanoggend juist groet met die woorde van Matteus hoofstuk 4 en vers 4 wat sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Want Jesus hierdie woorde tot die disippels spreek hy dit van sy eie belewenis en ook van sy eie ervaring saam met God die Vader. En daarom gee dan ook vir ons hierdie vertroosting en versekering, en wanneer ons wel treur in hom, hy ons sal omarm, hy by ons sal staan en hy op 'n besonderse wyse ons ook so sal troos. Maar God in sy grootheid, God in sy almag en God ook in sy tenswoordigheid, elkeen van ons vandag moet troos, maar ook vandag ondersteun. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here, en dan sing ons dan juist met mekaar saam, Nuwe Sion Gesang 308, hou U my hand, ek is so swak en hulpeloos, U moet by my elke tree my leidsman wees, hou U my hand, o liefderyke Heiland, dan hoef ek geen gevaar of kwaad te vrees. Kom ons staan saam en ons sing al 3 verse tot eer van die Here. Amen.
wat 'n wonderlike troos, liewe broers en susters, om ook te mag weet dat die Here en alle tye naby ons is. In elke fase van ons lewe, watter gebied dit ook al mag wees, word ons aan stewig vashou. Dit is ook ons troos vandag by hierdie afskeidsgeleentheid van Broer Paul, dat God ook vandag hier saam met u kinders, kleinkinders en saam met die breë familie staan, juis om u hand vas te hou. Psalm 34 en die 18de vers daarvan sê vir ons so mooi: die Here is naby die wat gebroken van harte is en hy help die wat verslae is in hulle gees. En daarom het ons hierdie troos van God se alomteenwoordigheid ook vandag hier saam met ons. Ons gaan 'n geleentheid dan gee vervolgens Lucia Lucas om dan na vore te kom om vir ons dan vers dan aan te kom steek namens die onderwysers van sê baie dankie ook aan huis. Dat ons met mekaar sit en gesels met die antwoord van die begrafnis. Het Annelie vir my gesê, een van Broer Paul se grootste wense was, toe hy nou oor sy begrafnis praat, dat daar baie min gepraat moet word en eintlik meer gesing moet word. So ek hoop u het nou gereed gekom om te sing. Ek weet nou nie, is dit nou vanweë sy rappie loopbaan dat hy so groot liefde vir sing gehad het nie. Ek weet mos nou maar as spelers op die veld opdrag, daai gedreun en gesing van die skare in die paviljoen, het 'n besonderse motivering vir 'n mens wanneer jy op die veld uitdraf. En ek is seker, dis ook seker waar hierdie begeerte vandag gekom het, sodat as hy eendag dan ook sy laaste uitdrag maak as te ware, dat daar ook vir hom so gesing sal word. Ons gaan met mekaar dan weer saam sing Psalm 297. As die lewensstorm woedend om jou slaan, en jy gaan sonmoedig vrees dat jy vergaan, tel jou seëning noem een vir een, en jy sal God spoedig prys, soos nooit voorheen. Kom ons sing met mekaar al hierdie verse lieflik dan saam. Ja, jou sien
spelers vir maar net speel en dan vir ons voete bedien met die item in sak. So kom ons is dit dan aan Rovani, maar dan vir ons dan ook die item in sak sal doen. Goed trek op aan. Moro Mani. Kita kan sini kita keluar buk untuk sama kena kita dok. Itu lang orang yang beragisa net lagi beragisa. Jadi net ini net beragisa. Net semua net beragisa. Lalu sekarang orang buat. एकदम बेहतर माना Moro Mani. Sudah kita benda ini Dr. University Mahatma sudah thinking tapi sudah bekal sampai Tuhan. Allemaal weer uit de lang terug biasa. Ik verwelkom allemaal die vanochtend in de naam van Jezus Christus, die een wat voor ons is en altijd zal wees. Nou, in Paul's leven heeft hij zo lang voor de rugby gespeeld en tussen van kind was rugby zijn als die wit en blauw. Geen ander kleren voor ons gegeven. Hij is al gesterven. En daarom is het ook blij te horen dat hij een begrafenis in de wereld. Ik ben verrast. En dat was zo groot taal toen ik verneem dat ik me nog niet zeer waarom. Eén is dat is zonder leven. Maar niet zo gewoon zo. Dat ik me zelf aandoen. En het is daar gegaan met een van die mannen wat dan ook nog baie kennis het van die club en die oud leerders, de achtergrond, daarmee Eddie. Allemaal kennen we ons die. Hoe sy kan hy saam dink oor wat ons kan sê oor so formidabele rugby-speler. En het ons gesit en hy sê vir my en ek sê vir hom en ten einde laaste hy met 'n hele blad gekom en gesê dat is nie dit sou werk nie. En ek sê vir hom ja, hy sê vir my baie van die dinge gaan wat by voor. Hy sê nooit jy dan alles gedink en wat ek ook nog aan is. En ek kan vanoggend lees wat sê hy alles. Dat nadat ons weer saamgestem het dat is nou maar soos ek het hier voor Paul. En om vir Paul, dat is een plezier om hier te kan staan vanoggend en om te praten van Paul. Sê dat nie. Ek het in die week wat ons daar by Leleer, die oudspeler daar sit van hulle, was ons daar by Leleer gewees en ek het vraag gesê dat een speelbeeld voor mens af as jy dink Paul op heel achter, dit was ons maar sy gunsteling posisie en omdat hy daar goed gedoen het ons om later aan die hek geklop, want jy kom nie daar gedoen. En die was gestoom, die by die hek. En Paul was daar achter gewees. Dus sê ek vir haar, as die mense om nog sien daar achter haar goed, jy dink, hy staan aan die kant van die paal, dan dink jy op een neem, jy gaan daar iets op, ek kan nie wees. As hy door in die licht, in die licht opgaan. Dan sê jy daar na Paul en sê, toe hy volk en lang daar, dan het hy omgegaan. So jy het om die omkant gegaan op die achterkant nie. Paul sy loopbaan in die rugby en sy natuurlijke lewenswijze saam met sy spelers, speelmaats en vrienden kan een mens soms beskrywe soms as die konverseerde Paul is een losse man. Baie kan so beskryf. Maar onder daai
Je hebt Paul en lachen gehad, maar niet. En diegene wat nog gedink het, hy is kwaad en hy so, hy kyk hier, het hom nie enig geken nie. En as jy hom gehad het as 'n ware vriend en naby hom was, sal jy vir almal vertel dat Paul eintlik 'n liewe mens is. Miskien wil hy maar net nie sy uiterlike so tentoonstel nie, want hy was maar 'n sagte mannetjie, al was hy so. Dan moet ek praat oor sy tyd by die rugby. As 'n sportman in Robertson moet ons ver gaan haal. Hier moet ons diep gaan haal, want Paul was 'n man wat die bloed en blou soos ek weer sê, het hom na aan die hart geloop, en veral rugby. Hy was 'n sportman uit en uit. Dat kan ek sê van die klasse daar, kyk op, as hy kom by cricket, as hy kom by enige sport, die Lucasse was uitgeknip, en ek het eendag vir Roneye gesê, die sit hy vandag, hy speel op maar, ek dink ek was by die 4de geslag, en die Lucasse wat nou op, en toe sê ek kon eendag, man, ek kom nou so dop op die veld, ja, nou ek is nie, ja, maar reg het in die man en hy moet jou vang. Jy moet dan ook, jy kan nie gehad, want as hy man die bal gevang het, vleels, daar sê hy die door die opgeneem, goodbye, die gaat het. Ek sê, jy moet self het. Jy kan nie sê, jy moet allemaal kloppen, maar jy moet, die man wat voor jou is, ten minste kan, dit ek om te sê, maar lekker wanneer jy ook na die man toe vang, ek is echt, en dit is ons nie wat, maar nou moet ek is heel, hy is voorbij die klip, man, hy is nog nie een klip, man, hy is my winsel, ons hier alle, hy is hier die daar wat jy nou is. En, ek sê die wit en blauw Paul na in die hart geleen, en toe kom Paul nog met my die klip aangeet. Ek het op myself gedink vir die dag, en wat ook maar, maar nie die door die wat nie kom, hy vir die klip. Maar, hy kon ek bewys, hoekom hy daar is. Paul, wat sy rugby betref, in die tyd, toe ons nou, kort het gesê, dit was in die apartheid jare. En ons het maar onder mekaar gespeeld, tegen mekaar gespeeld, meer van keer. En dit was nogal moeilijk om verre as klip uit te stijgen. Om provinciaal en dan nog hoor as provinciaal te kom, dit was waar die plafond was, die kon nie verre gaan. En by ons, om hier in diep in Robertson, in die aaskant te gekom met die ek praat van my nie, ek speel in die sikkaan. Daar kyk hoe jy, as jy op die oefenveld kom, dit was asof het een toetrede is op die oorlog van die, vir al die wat nie kom. Jy het geweet, die nemen jy vir jou, ek het my ver weggehou van dit af, maar ek vir jou verwijs, al hier op die veld geweest by die oefening, wat was Saterdag vir jou? En dit het gewerkt, want het was moeilijk om in die aanspraak te komen by Robertson. Jy moet jou verwijs. En as jy daar gekom het, dan had jy uitgevind, maar dit lukt nie. Want dit is een standaard in mekaar staan. Dit wat gebeur het daar. Paul het daar gekom in daar die aanspraak. En Paul het daar gebleven. Tot hy rugby van jou te beroepen, was hy een aanspraak speler. Dit was die Paul wat ons gehad het. En Paul, in sy tyd toe hy die rugby gekom het by ons by die club, was het nie, het hy die veld gevat, saam met harde baakman. Ek was natuurlijk nie deel van dit nie, maar die man wat hy het gespeel het, was, as jy kan doen, wat my aanspan was veral, Desmond Williams,
Floor Drieger, Ammert, Swane, Edgar, Akersmit, Sarah Jones. Daar is maar een paar van die namen wat op die veld gedragen. Daar was hij weer van de lucht daar vanochtend. Dus haardebaardig in mijn kool heeft geweest. Ik doe het ook niet. Ik is deel van dit. En zoals ik zei, hij heeft heel geraakt van hij groep in Polen daar gebleven. Maar daar heeft mannen van jullie aan op die rugbyveld geweest waar die kast van het koning geschreven wordt. Op het oefenveld. Daar dacht ik nog alleen. Zomaar op het oefenveld. Daar heb je al gebeurd. Het behoort hier op de nee, dat is ons, maar Polen zijn mannen weer zijn. Heeft zijn merk gemaakt en hij is van opgenomen in Polen daar gebleven. Nou, een mens kan veel zeggen, zoals wij het gezegd hebben, als je in Aspen gekomen dan in een greep op het praten op het oefenveld. Gesproken de groep. Dat is afgevallen. En levenslessen. En die dagen worden op het veld. Zo dingen worden het leven weer opgedaan. En daar ga ik in. Maar ik zeg weer Polen. En dan Polen is een paar keer daar vastgevat. En daar komen ze weg van de discipline. Weg van de achterspelen. Weg van allemaal. Laten we weer aan weten. En hij heeft zijn werk gemaakt. Toen was het zeker genoeg dat ik met zoveel oorlog voordeel was en waarvan we zich gehouden. Maar dat is genoeg. Dit is gelukt. In Polen geweest, ik behoor het ook wel. Ja. Die staan. In Polen was het deel van. Ik denk allemaal nog dat hij beroemde na 1982 final, wat Heidelberg gespeeld heeft. Polen was heel van hij was die heel achter en daar die wedstrijd. Dus die hele paar mannen wat heel was van daar die wedstrijd 1982, dat is iets wat vandaag nog aan een mens vastloopt. En Polen was een man dat hij kon de spanvies op, simpel. Ja, hij is jou weer olie en heel lang op dat wat hij gezegd gedaan. Zo kon hij die spanvies opjouwen. Maar Polen was er ook niet brengen. Achter kon hij doen wat om te doen. En het weggedaan. Maar tussen al die goed dieren gebeurde aan het bijvoeg. Polen was al in zijn tijd bij die rugby een bij ons geredeneerd. Gevallen betrokken. In jaren toen ze speelden hier en maar als we heel weer gegaan, dan was afgeleverd door van de vijfde. En daar moet ons niet afgeleverd worden, maar niet personeel krijgen voor ons, dat onze chauffeur is verroept niet, want het is gevaarlijk tussen mijn mensen hier. Het maakt zo'n gang over daar afgelopen. En iemand moest van die mensen stiekem de feest bezig komen en daar gooide een baksteen. Stiekem maar van leven doen en daar gooide de Polen af. Van Polen plak, die vroeg mee. Nou kan je niet kijken naar Polen, dan je niet zorgen dat die in de best komt. Want de gevaar is een rondom die vijand maken met jou gaan met het die hebben een moed om in de best te komen. Gelukkig heb Polen daar opgestaan en ons kon hier eens gekomen. En die hebben daarna gewoon gespeeld. Dat doet ze. Gespeeld, weet het niet. Dan hebben ze daar niet gespeeld, die hier daarna weer. En toen speelden we weer een final hier. Op Robertson tegen Mosselwijker. En ons het was aan elkaar geworden. Dan zien we maar. Dan hier. Maar ons spelen aan de final tegen elkaar. Ons moet dan een Mosselwijn, dan spelen we weer hier. En Polen was er al opgevoerd. Ons kan niet aan elkaar geworden bij Polen. Nee. En ik schrik daar dan. Ik sla mij in van die ambtenaren van de
Edgar staan nog in die middel. Nou, Paul staat voor, Edgar staat in die middel en die ambtenaar staat achter. Als Paul die kant gaan, dan zei hij, Paul daar kan gaan, dan zei die kant. En later die dan Edgar met de zee gedaan. Maar wat met de Paul met die jongen? En hij ging wat. En daar achter Paul, achter die man. Nou moet ons moeten keren. En onze Paul aan onze man, je kan niet meer goed van. Op blijven vloer. En zo, dit was oorlog. Want hij zou nooit, hij heeft nooit gewoon daarvan dat hij ook van de jury. En daarom denk ik was de beste dat er schriftelijk van die ambtenaren van de jury dat dit doen. Ik denk hij was niet gestraft op hem, want daar die man wat hij gedaan had, had zelf gezegd, niet lossen. Hij is een van ons. Nou, dat was gewoon geweest. Maar wat lukt niet, wat zeer lukt niet. Hij kon niet verstaan als Robinson van Worden. Hij heeft zijn werk gemaakt als een speler, maar dan heeft hij ook zijn werk gemaakt als scheidsrechter. Maar bij je scheidsrechter was het ook. Voor alle derde man kan het betekenen. Van zijn baas. Hij is toch laat. En hij dacht, oh, dat wordt niet verloren. Nee. En dan zei hij eens van achter, en is nog altijd aflaten. Hij mannen denkt wel aan een zin, dat hier Paulus strafstuk. En dan aan het iets hij springt tegen je af. Hij springt tegen je af, maar het nog nader. En dan moet er een moest. En dan krijgen we daar weer over de Rusman. Dat was Paulus. Ik weet niet wat veel meer in de toegepast. Want je mag het hier praten met die rekening, dat iedereen nog. En hij was hard gebakken op dat gebied. Hij heeft het heel geweest. Ik praat niet hier met hem. Wie dat was Paul geweest van Vlagel, is zelfde. Daardoor als Paul gaat storen en die vlag, die opponenten zien. Meneer Vlagman, die man is aan het witte gaan. Oh, die vlag of kijk. Ja, dat gaat Paul aan het praten. Dat was Paul geweest. Zij werd hem blauw was gewoon. Alles geweest. Nou, hij nog niet meer kon spelen niet. Heeft hij nou maar zo die rugby gaan kijken. En dan kom ik er tegen waar je ontsteld van de veld. Wat zei je mee? Maar, ook denk ik wat aan van de veld. Ik kom niet dat ik ga nooit naar mijn toon toe. Dat doe nou mijn toe. Ik wil nooit weer omgeven. Ik kom er niet uit. Dat zit ik gewoon. Man, die was die buurt meer. Nee. Hij kan aan de span. Hij kan me goed zien. Waar hij aan zijn. Dat was voor zijn wat dan was voor alles geweest. Ik wil klaar maken, want ik moet nog zijn. Oorzakool. Oors moet hem klaar. Hij is niet meer met ons. Hij, ongeacht wat ik ook al was bij die rugby, hij was bemind bij de rugby. En deze was Paul een goede mens. Die oordeel om te gaan oordelen hoe hij was, om ons niet voor ons. Die Heer is in dat. Als die voor ons mensen verwelken, mag hij in vrede rust tot ons weer ontmoet. Hij dank u.
Ons sê baie dankie vir Ramani vir daai pragtige herinnering ook van Prediker hoofstuk 3 wat sê vir alles in hierdie wêreld is daar 'n bepaalde tyd. Dis 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om ook te sterwe. Ons lewe hier op aarde is nie vir ewig nie. God kom ons haal sodat ons saam in die hemel ook mag word. Ons gaan met mekaar weer saam sing, lied 140, reeds lang verwag die bruid o Heer, die dag van u verskyning. Dis wat ons spiritueel begeer, en stryd en ondermyning, dag vol glans en heerlikheid, as u verskyn in majesteit. Kom gou, kom Here Jesus, kom hastig, Here Jesus. Kom ons sing net verse 1, terwyl ons dan ook ons harte gereed maak vir die woord van die Here. Yes,
is om te spreek tot elke situasie wat die mens homself in bevind. Mag die Here deur die onfeilbare woord ook so tot elkeen van ons hier vandag kom spreek. Soos dit bid met soveel afhanklikheid voor Here. Amen. Geliefdes, ek wil graag met ons deel vir hierdie bijeenkoms gedagte uit Romeine hoofstuk 14, Romeine hoofstuk 14 vanaf verse 1 tot en met vers 12. Romeine hoofstuk 14 en ek lees graag vanaf vers 1 tot en met vers 12 uit die 1983 vertaling van die teks. Die opskrif in my Bybel is: moenie jou broer veroordeel nie. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as die opvatting van jou verskil. Een glo 'n mens mag alles eet, en 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie, en die een wat net groente eet, moet die ander een wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as die ander dag. Vir 'n ander is al die dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besonderse wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God, en die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God. Niemand van ons leef toch vir onsself nie, en niemand van ons sterf vir onsself nie. As ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy dan jou broer? Ons sal toch almal voor die rechtstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor onsself aan God rekenskap moet gee. Tot sover die woord van die Here. Miskien vir die doeleindes van ons boodskap, liewe broers en susters, wil ek baie graag weer verse 7 en 8 aan ons herhaal. Niemand van ons lewe toch vir homself nie, en niemand sterwe vir homself nie. As ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons almal behoort aan die Here. Geliefdes, ek wil dan vanoggend aan die hand van ons voorgelese teks kortlik met ons praat rondom hierdie tema: ons almal behoort aan die Here. Lewe dan so. Ons almal behoort aan die Here. Lewe dan so. Telkens wanneer ons met die dood gekonfronteer word, of wanneer ons, liewe broers en susters, by die dood stilstaan, dan bring die dood altyd by ons hierdie besinning oor die ware sin van die lewe. Ons bedink onmiddellik na op watter wyse 'n persoon wat gesterf het, gelewe het, of op watter wyse hy of sy haar lewe hier op aarde voorgesit het. En dan, liewe broers en susters, vra ons onsself dan gedurig die vraag af oor hoe lewe ek en u dan wanneer ons met die dood te make kom. Want dit is telke male asof die dood 'n ernstige gesprek tussen ons en God is. Dit bly
was nie. Skryf die apostel Paulus dan ook op hierdie geloofsgemeenskap nadat hy gehoor het oor die uitdagings wat die gelowiges daar ondervind en ervaar het. Nou hierdie geloofsgemeenskap in die boek van Romeine, die broers en susters, was predominant 'n gemeenskap wat deur die Joodse gemeenskap as te ware gevul was. So die mense wat in die kerk was, die mense wat onder die gelowiges was natuurlik grootendeel Jode gewees. En omdat die Jode dan so getrou is aan tradisie en aan wette, het hulle dan ook hierdie seremoniële wette wat in die konteks van die kerk kom uitoefen. En nou kom hierdie Jode en hulle kom dan nou hier in kontak saam met die Jode wat ook gekom het onder die evangelie van Christus Jesus. En dan die broers en susters, is daar spanning tussen hierdie kerk, tussen die Jode wat gehoor gee aan die wet van Moses in die Ou Testament en dan die Jode wat geen as te ware bekendstelling aan die wette van Moses gehad het. En dan is daar hierdie spanning oor wie eintlik werklik die regte gelowige is. En dan word daar na Paulus as te ware gewend om leiding te gee in hierdie verband. En dan die broers en susters, pen die apostel Paulus hierdie 16 hoofstukke van die boek van Romeine om hierdie verdeeldheid en onmin wat onder die gelowiges bestaan het aan te spreek. Gelowiges, soos ons gehoor het verskillende gebruike en tradisies gehad wat hulle in die kerk ingebring het, wat hulle hierdie spanning as te ware bewerkstellig het. En Paulus skryf dan as te ware in reaksie hierop om die spanning as te ware by kerk te wil elimineer. En dan skryf Paulus hierdie brief in 2 dele. Vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 van die boek van Romeine spandeer die apostel Paulus, die broers en susters, baie tyd aan die geloofsfondasie van gelowiges. Die apostel Paulus, die broers en susters, lê hom daarop toe om dogmatiek met die gelowiges te deel oor hulle bekering en hulle verstaan van hulle godheid. Paulus, die broers en susters, herinner die gelowiges, Jode en nie Jode, in hierdie 11 hoofstukke van Romeine, dat elkeen van ons as te ware gered is van in die genade van Christus Jesus. En dit is die fondasie van Paulus se hele dogmatieke lesing wat hy met die gelowiges dan gee. Hy gaan dan in elkeen van hierdie 11 hoofstukke daarom uit om vir ons te herinner dat ons almal op gelyke voet voor die Here is, of ons dan nou Jood of nie Jood is nie, ongeag ons etniese agterkoms, ongeag ons herkoms en ons kom vandaan, almal van ons, sê Paulus, is gered met dieselfde genade in Christus. En in Romeine hoofstuk 3, broers en susters, vers 23, onderstreep hy dit egter verder hier vir ons te sê, dat nie net die broers en susters was julle mense wat ver van God geleef het nie. Hy sê, ons almal het sondige lewens gelei. Daarom kon die Jode hulle self nie verheerlik oor die nie-Jode nie. Die nie-Jode kon nie van hulle self meer dink as die Jode nie. Want Paulus sê dan vir ons hier, ons almal het gesondig en ons almal ontbreek van die Here
En dan, broers en susters, kan die apostel Paulus dan verder, nadat hy hierdie gelowiges goed toegerus het met die dogmatiese lering van die geloof, vanaf hoofstuk 12 tot in die hoofstuk 16, en hy gee dan vir hulle praktiese riglyne oor hoe hulle dan lewe in die lig van hierdie genade wat hulle van God ontvang. Paulus beskryf dan vir hulle 'n nuwe lewenswyse toe oor hoe hulle dan nou na vore as sterk moet gaan in die lig van hierdie genade wat hulle van God ontvang. Paulus sê, broers en susters, gee as te ware vir die gelowiges hier vanaf hoofstuk 12 tot in die hoofstuk 16 'n nuwe identiteit wat hulle in moet lewe as kinders van die Here. En daarom begin hy dan juis in Romeine hoofstuk 12 en verse 1 weer te sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Moenie ingee in hierdie vorige natuur waaronder julle geleef het nie. Moenie gelyk word aan hierdie tradisie en hierdie gebruike wat julle eers gehoorsaam het nie. Inteendeel, nee, word vernuwe in Christus Jesus. Vanweë die genade van Christus, broers en susters, sê Paulus vir ons dat ons onsself as te ware moet laat transformeer en 'n nuwe wyse hier op aarde moet leef. Want ons almal behoort aan die Here. Almal van ons is met dieselfde mate van genade gered en die verwagting van God is dat ons dan juis vanuit daardie genade moet lewe soos kinders wat aan hom behoort. Ons sê dan vir hulle, broers en susters, hierdie verdeeldheid het nie plek binne die konteks van die kerk nie. Inteendeel, gebruik dit as 'n geleentheid om julle nuwe identiteit in Christus tentoon te stel. Gebruik dan juis hierdie geleentheid om die beeld van Christus te illustreer en te demonstreer. Nie net aan die kerk nie, maar ook aan die ganse wêreld daar buitekant. Vraag is dan, hoe moet ons lewe volgens die apostel Paulus? Binne die eerste plek, die broers en susters, sê vir ons hier in Romeine hoofstuk 14 en dan verse 1, aanvaar mekaar in die geloofsgemeenskap. Die Griekse woord, broers en susters, wat Paulus hier gebruik, is as te ware om te sê, verwelkom een die ander binne die konteks van die kerk. Gaan uit jou pad uit om seker te maak dat iemand gasvryheid in jou midde moet beleef. Maak seker dat jy die beeld van Christus so hier op aarde leef, dat enige persoon wat in kontak of in radius kom, dan ook 'n mate van gasvryheid ervaar. Aanvaar mekaar, sê die apostel Paulus, want ons is almal kinders van die Here. Aanvaar mekaar, want ons is met dieselfde genade gered. Aanvaar mekaar, want ons kom van dieselfde sondige natuur. Aanvaar mekaar, want ons is almal gelyk in die oë van die Here. Paulus sê, omdat ons kinders van die Here is, moet ons lewe soos kinders van die Here. En nou gaan hy dan verder, my broers en susters, en hy illustreer dan vir ons hoe hierdie lewe moet lyk. Maar in die eerste plek sê die apostel Paulus vir ons, as kinders wat aan God behoort, as mense wat hulle self klassifiseer as kinders van die Here, moet ons nie goed en moet mekaar oordeel nie. Inteendeel, ons moet mekaar ondersteun. Paulus sê hierdie, broers en susters, elkeen van ons het ons eie mate van oortuiging wat ons in die geloof het. En daarom kan die een die ander nie mekaar daarom veroordeel nie. Inteendeel, sê die apostel Paulus, julle wat sterker in die geloof is, het 'n verantwoordelikheid om die swakkes op te help, by te staan, sodat hulle ook in hulle geloof versterk kan word. Paulus sê hierdie, broers en susters, of ons dan met groente eet en of ons alles eet, as dit gedoen word tot eer van die Here, het geen persoon die
deel is. En nou sê Paulus, broers en susters, die oog kan nie vir die vinger oordeel oor sy werk nie. Die kop kan nie vir die voet sê hoe hy sy funksie moet vervul nie. Nee, Paulus sê dan verder in daardie selfde hoofstuk, die verskillende dele werk met mekaar saam, elkeen afsonderlik om die eenheid van die kerk op aarde tentoon te stel. En hier praat Paulus juist ook daarvan in Romeine hoofstuk 14. Dat ons, broers en susters, voordat ons oorrig op die lewenswyse van ander mense, ons lewens kyk na maniere hoe ons mense by kan staan, voordat ons met oordeel na mense se lewe kyk om te evalueer waar hulle in hulle lewensreis is, roep Paulus aan ons om na hulle te gaan, hulle te bemoedig, hulle by te staan, om te verseker dat hulle in die geloof bly. Want dit is wat van kinders van die Here verwag word. Dit is wat God van ons vra, omdat ons aan hom behoort. Inteendeel, broers en susters, as ons dit maar sommer plain en bluntly kan sê, Christus verwag dat dieselfde natuur wat in hom is, ook sigbaar is in die lewe van hulle wat aan hom behoort. Rebon het sy besonderse oortuiging gehad oor sy eie geloof. Hy het sy eie standpunte gehad oor hoekom hy sekere dinge glo. En baie mense sou hom miskien daarvoor wil veroordeel. Baie mense sou miskien daarop vinger wou wys, want volgens hulle is dit nie reg, volgens hulle is dit nie konvensioneel nie, volgens hulle is dit nie gebruik nie, volgens hulle moet dit nie so gebeur nie. Maar nou sê Paulus, wie is ons om ons broer te oordeel? Want elkeen van ons leef vanuit ons oortuiging met dankbaarheid aan God. Of ons nou elke Sondag in die kerk sit, en of ons nou op 'n weeklikse basis by ons huise aanbid, solank ons in daardie oortuiging, sê die Paulus, vir God aanbid en eer aan God gee, is God daarmee tevrede. Want, sê hier, God sal sorg dat elkeen van hulle kon doen. In die eerste plek, omdat ons kinders van die Here is en kinders wat aan hom behoort, om oordeel ons nie toe nie, maar ondersteuning word van ons verwag. Ons kan nie, broers en susters, die regterstoel inneem en te bepaal waar mense se lewens reg of verkeerd is nie. Inteendeel, ons in die geloof word geroep om mense by te staan, mense te ondersteun, mense te omarm, mense leiding te gee, sodat hulle in alle opsigte God prys en God eer. In die tweede plek, lieve broers en susters, sê apostel Paulus hier, omdat ons aan God behoort, lewe ons nie vir onsself nie, maar ons lewe vir God. Vanweer hierdie ryke genade wat God oor ons uitgestort het, vanweer die plek waarvandaan God vir ons gekom het, kan ons nie meer ons lewe aan onsself toe eie nie, sê die apostel Paulus. Die redding wat julle het, kom nie van julle self nie. Die plek waar julle nou in die geloofslewe is nie van die julle eie verdienste nie. Daar is niks wat julle bygedra het tot hierdie posisie van vryheid wat julle in die geloof lewe nie. En teenoor broers en susters, wanneer ons Romeine hoofstuk 5 lees, en beskryf die apostel Paulus pragtig die dodelike staat wat die kind van die Here in was. Hy sê, toe ons nog vyande van God was. Verder sê, toe ons dood was in ons sonde, het God ons weer lewend kom maak in Christus. En omdat ons dan nou vanuit die genade van Christus lewe, roep die apostel Paulus dat ons ook onsself as 'n offer aan God teruggee, deur vir hom op aarde te lewe. Want Paulus sê hier in vers 7, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. En daarom niks aan die
mens toegeskryf op die wyse waar hy hier op aarde moet lewe nie. Die enigste verwagting wat Paulus op ons stel as kinders wat aan God behoort, is dat ons hele wese, ons hele menswees, ons lewe by aan Christus, sodat ons lewe daardeur gekenmerk word. Ek het reg gesê, broers en susters, wanneer ons by die dood van 'n persoon kom, praat ons selfs nooit oor dit wat die persoon agterlaat nie. Ons reflekteer gedurig oor die wyse en die manier waarop die persoon hier op aarde gelewe het. Ek is seker toe die broers en susters van die skielike ingaan van die poort, het jy nie gedink wat 'n smart karwys hy vir sy gesin agterlaat nie. Jy het nie gedink aan die klomp geld wat moontlik of nie moontlik in sy bankrekening was nie. Jy het nie gedink aan die stokkerige klere wat hy op aarde gedra het en wat hy in die lewe gebekom het nie. Nee, jy het onmiddellik gereflekteer op die wyse hoe hy saam met hom op aarde omgegaan het. En dis waarna toe Paulus ook vir ons roep hier by die dood. Paulus roep ons vir broers en susters om ons lewe nie tot ons eie gewin in te stel nie, inteendeel om ons lewe te gebruik as 'n offer van Christus hier op aarde. Want, sê broers en susters, vir ons verder, hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, sodat hy Here oor die dooies en die lewes ook kan wees. Broers en susters, wat ons onsself moet afvra is Christus Here oor ons lewe? Is hy Heer oor ons lewe en sal hy Heer oor ons sterwe ook wees? Verklaar ons, broers en susters, en verskiet ons reg aan hierdie verklaring wat ons telkens maak, dat ons aan die Here behoort. Gee ons in die manier waar ons hier op aarde leef uitdrukking aan hierdie belydenis wat ons telkens maak, dat ons kinders van die lewendige God is. Of is dit wat ons vir mense sê en dit wat ons doen, dinge wat ver van mekaar af staan. En baie keer bely ons met die mond dat ons aan hom behoort, maar die dade van ons lewe spreek op iets heeltemal anders. Paulus sê dit, omdat ons aan God behoort, moet ons nie vir ons self behoort, maar lewe vir God. Omdat ons aan God behoort, kan ons nie self konsentreer in die lewe meer wees nie. Inteendeel, ons lewe moet spreek van die toegewyde grootheid van God. Want, omdat ons vanuit God se genade gered is, kan ons nie meer vir onsself lewe nie. Omdat ons lewe gemaak word deur Christus Jesus, kan ons nie meer op onsself fokus nie. Inteendeel, ons lewe moet spreek as 'n getuie van Christus. Wanneer ons, broers en susters, deur die evangelie lees, dan sien ons wonderlike voorbeelde oor hoe Christus dan ook vir ons demonstreer hoe kinders moet lewe wat aan God behoort. In die eerste plek, wanneer ons kyk na die lewe van Christus in die evangelies, sien ons dat hy altyd homself op beskikking van God gestel het. Op elke terrein in die lewe wat Christus gekom het, het hy seker gemaak hy bruikbaar vir God was. In die tweede plek, wanneer ons kyk na die lewe van Christus hier op aarde, sal ons telkens sien dat hy ander bo homself geplaas het. Nooit na sy eie verandering omgesleep nie. Nooit gekyk het hoe hy homself kon verryk het nie. Nee, hy het die wêreld deurkruis om die goedheid van sy Vader te verkondig. Wanneer 'n mens kyk na Broer Lukas, daar soveel
ooreenstemmings wat 'n mens kan vergelyk met die apostel Paulus. Net soos Paulus die wêreld deurkruis het, en Lukas ook die gemeenskap van Robertson met sy voete deurkruis. Net soos Paulus die broers en susters homself gemaklik gemaak het in ander mense se huise en mense aanvaar het, net soos wat hulle is, het Paul ook homself tuis gemaak in baie mense se huise, ongeag of dit 'n familie of maar net 'n vriend was, en hy het mense aanvaar net soos hulle is. Net soos die apostel Paulus in sy eenvoud en nederigheid die wêreld deurkruis het om van die goedheid van God te getuig, wat ek kort verhoor, Paul oral waar hy gekom het, iets van Christus vir ander mense vanuit sy nederigheid ook vertel. Sy met mekaar moet sy susters saamstem, dat hy nie die banke van die kerk warm kom sit het, Sondag na Sondag nie, Woensdag na Woensdag nie, maar nie die oortuiging het hy in sy lewe gehad. En dit betref die familie, moet ons ook met geloof weer vandaan opstaan, dat hy ook aan God behoort het, en dat hy ook 'n kind van die Here was. Vraag broers en susters wat ons dit is, as ons dan gepraat dat ons aan God behoort, leef ons soos mense wat aan hom behoort. Ondersteun ons medebroers en susters in geloof. Lewe ons as te ware as voertuie onbreekbaar deur God die op aarde ook te wees. Kom ons dink na jy so te vra. Amen. Kom ons word ons susters vir 'n baie stil en graag ter opening al ons Jakobs om ons dan ook oor te gaan in die woord van God. Kom ons stil en ons sal terug al ons Jakobs en ons sal voorkom op saam. Here, in Genesis praat u van die begin. In Openbaring praat u van die einde. Here, u sê ook, ons moet bly wees tydens ons geboortejaar. En ons moet ook dankbaar wees tydens die doodjaar. Here, dankie vir die lewensjare wat u vir Paul uitgedraai het. 72 jaar. Here, volgens moet ons bekommerd wees, Here, van ons naam, Here. Here, van ons die lewensjare wat broer Paul gehad het, van ons bereiking vir u. Here, ek wil vra dat u die familie sal seën, Here. Here, dat u saam met hulle sal wees met u. Here, Psalm 147 vers 3 sê u, u verwis die saak wat seer is, en u verbind hulle. Laat dit so in die familie gebeur. In Jesus naam. Sê baie dankie vir Abraham vir daardie besonderhede van ons. Antwoord op die woord van die Here sing ons met mekaar saam. Gesang 375 in die Engelse weergawe daarvan. The windows of heaven are open. Kom ons sing dan met mekaar by die vers saam tot eer van die Here. Oh,
Geliefdes, ons het amper aan die einde van ons erediens gekom en ons gaan aan 'n geleentheid gee aan die Pieter Michaels om daar na vore te kom, om daar ook op ons woord van bedankings namens die familie te spreek, waarna ons aan ons slotlied sal sing en dan ook uit sal beweeg vir die laaste gedeelte te bereik. Vir julle diens wat julle gelewer aan die familie, wil ons dit sê baie dankie. En die perkie, as ek so kyk na die kerk, dan kan ek net jou handen weer wees, wat ek voel so prachtig is, of die ons het baie. Die gemeenskap van Robertson, op boodskap van, besoeken en oproepen, die familie waardeer dit oprecht. Wanneer ek stil vir jou saam doen en jou broer oor my swaar, ons waardeer dit oprecht as familie. Dan wil ek ook vir jou sê, die familie waardeer die legends van Robertson, rugby gebeurde, se besoek woensdag aan julle. Hulle waardeer. So, doen die op my nood, wil ek dit vir my pen aan die bal gooi vir my swaar, as ek mag. Paul het 2 kringe gehad, 'n binnenkring en 'n buitekring. Paul het jou toegelaat in sy binnekring. En met dit wil ek julle sê, Paul was baie lief vir een woord. Hy het 'n spesiale woord gehad. Ek weet nie of julle dit weet, wat Paul gesê het. As jy Paul gesê het, middag, dat Paul jou terug antwoord, sharp. Kan julle dit onthou? Hy het vir alles gesê, sharp. Nou wil ek vir julle sê, Robertson se gemeente, almal van julle wat hier sit, Paul het julle nou, as julle nie in sy binnekring was nie, almal sharp gevind, julle wat hier is. So op daai manier wil ek sê, ons maak nou die hek toe, agter Paul. Baie dankie. Sê baie dankie,
Michael, ek het net op 'n stadium bekommer geraak, jy gaan nou aankondig, ons gaan die lied sing, maak die hekke. Het zijn maar stories met deze keer. Lieve vrienden, ons kan met elkaar saam staan en dan gaan ons slotlied sing, die 2 verse van Gesang 3:2-3. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om voortdurend op God se troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels lê ons smaak, net omdat ons nie ons bede uitstort voor God Vader se hand. Kom ons staan met mekaar saam en dan sing ons dan hierdie laaste 2 verse van die Gesang en dan sal ons staan uit te weer na die vers aan die begin.